Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons het nou baie vanoggend oor gepraat dat ons vier vandag Orphan Sunday en dit is die eerste keer wat ons by Ligpunt besluit het dat ons wil Orphan Sunday vier op hierdie manier. En van hier af gaan ons dit elke jaar doen. Van hier af elke jaar wil ons in die lewe van Ligpunt wil ons stop en ons wil nadink oor beide die behoefte en die nood in hierdie wêreld wat spesifiek weeskinders het en wat ons as Christene se verantwoordelikheid is teenoor weeskinders. Ons wil elke jaar stop en spesifiek op Orphan Sunday onsself daaraan herinner. En hier is die rede hoekom ons dit van hier af vorentoe altyd gaan doen. En hierdie is nie preachers exaggeration nie, so hoor asseblief tog mooi uit. 'n Ligpunt as ons as gelowiges en as ons as 'n geloofsgemeenskap nie doelbewus en daadwerklik onsself gaan gee om na weeskinders om te sien nie, dan sal ons godsdienste vergeefs wees. Dit is wat ek wil hê ons vanoggend moet besef. Gaan dit weer sê, as ons as gelowiges en gesamentlik as 'n geloofsgemeenskap nie onsself doelbewus daadwerklik gaan gee vir weeskinders om na weeskinders om te sien nie, dan is dit wat ons doen in die naam van God en Christendom niks meer as 'n baie boring godsdienstige stokperdjie nie. En ons wil nie sulke mense wees nie. En so dit is die rede hoekom ek daarna verwys, vriende, is want dit is wat hierdie gedeelte vandag sê. Daar's nie 'n ander manier om dit nie. Dit is wat Jakobus in hierdie gedeelte vir jou en vir my wil hê ons moet verstaan inderdaad reg deur hierdie boek. Die sleutelteksvers van vandag. Kyk daarso saam met my daarso op daai blaadjie. Vind ons daar eintlik gaan die laaste vers wees. Jakobus 1 vers 27 en ons gaan die hele tyd eintlik spandeer net op die eerste sinsdeel van Jakobus 1 vers 27 vanoggend. Net nadat hy gepraat het van 'n godsdiens wat te vergeefs is, in einde vers 26, dan sê hy in kontras daarmee, hier is dus 'n godsdiens wat nie te vergeefs is nie. Dit is vers 27, hierdie is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader, om na weeskinders, ja ook wederwees, maar ons gaan volgende week gaan ons oor wederwees dink. Hierdie is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader om na weeskinders om te sien in hulle ellende. En so dit is my begeerte. My begeerte vanoggend vir ons vriende is dat niemand van ons sal dink dat om na weeskinders om te sien is 'n oulike maar 'n opsionele ekstra in die geloofslewe nie, maar dat ons sal besef dat dit is iets wat God elkeen van ons tot roep, dat dit is fundamenteel tot essensieel tot ons aanbidding van God. En om ons hiervan te oortuig, gaan ons na daai gedeelte kyk. So hou jy blaadjie byderhand. Jakobus 1 vers 27. Die vraag wat ons wil beantwoord uit die teks uit vandag is: hoekom behoort ons as gelowiges na weeskinders om te sien? Die teks, net daai eerste gesinsdeel van hoofstuk 1 vers 27 gaan dit vir ons antwoord. Hoekom behoort ons na weeskinders om te sien? Tweeledige antwoord. Hier is die eerste ding wat ek wil hê ons moet sien. Kyk saam met my daar. Want om na weeskinders om te sien is suiwer en onbesmette godsdiens. Okay, dit is, ek wil ons moet eers 'n bietjie daaroor dink. En so, elke liewe woordjie wat ek daar gesê het, maak saak. Daai 3 woorde, suiwer, onbesmet en godsdiens. Ek wil ons moet net stop en net seker maak ons hoor wat Jakobus hierso sê. So die idee van suiwer en onbesmet is eintlik twee woorde wat een konsep maak. Is twee kante van dieselfde muntstuk. So suiwer verwys natuurlik na iets wat rein is, na iets wat in God se oë vol van goedheid is. Dit is wat suiwer beteken in die Ou en in die Nuwe Testament. Onbesmet is presies dieselfde ding, dit sê dit net op 'n klein bietjie van 'n ander manier. Onbesmet beteken, die klem lê daar op die feit dat dit is nie onrein nie. Dat alles wat sleg is afwesig in hierdie spesifieke ding. En so die beste, verskoon my, alles werk altyd terug na kos toe, maar dink saam met in Kingsmead Deli. As jy by Kingsmead Deli instap, awesome plek, nee, jy moet jou neus toe hou, anders gaan jy geld spandeer. Maar as jy by Kingsmead Deli instap en jy gaan na hulle wors toe, dan kry jy altyd daar die wors en dan sê die wors daar vir jou, hoor hierdie is 'n genuine wors. Dis 'n 100% bees
en daar's geen 0 vark in daai wors nie. En dit is in effek die tipe van punt wat Jakobus hierso maak, soos wat hy praat oor om na weeskinders om te sien. Hy sê, die gelowige wat na weeskinders omsien, is besig met 100% godsdiens. Daai gelowiges is besig met die ware Jakob, met the real thing. Godsdiens wat vers 27, kyk haar, voor God, met ander woorde in God se aangesig, vir hom aanneemlik is, wat God se hart bly maak, is daardie tipe van geloof wat vergestalting vind in die feit dat dit 'n mense is wat daadwerklik na weeskinders omsien. En die verdere woordjie daar wat belangrik is vir jou en vir my is die woordjie godsdiens. En die klem daar, vriende, is eintlik op die gedeelte in daai woordjie, die woordjie diens. Jy sien, daai woordjie godsdiens, die Engels vertaal dit daar as religion, is 'n woordjie wat in die Nuwe Testament net 4 keer voorkom. Dis hoekom dit vertaal word as religion. Want die klem daar is 'n ander, meer generiese, algemene woord daar buite vir ons aanbidding van God. Maar aanbidding van God kan jy dalk nog probeer verby omkom, maar jy kan nie eintlik tegnies verby die woord godsdiens kom nie. Want wat daai woordjie spesifiek kommunikeer, is dit verwys ja na aanbidding, maar die klem is op die feit dat aanbidding van God is iets wat fisies moet wees. Dit is iets wat 'n tasbare vergestalting moet hê. Die klem lê op die feit dat hierdie aanbidding van God moet objektief observeerbaar wees. En dit is die punt wat Jakobus ook hier maak. So dink daaroor, as jy dink daar buite aan, wat is die godsdiens van moslems of hindoes? Dan kan jy dit sien. Ons weet dit, want ons sien dit in die klere wat hulle aantrek. Ons sien dit in die kosse wat hulle eet en wat hulle nie eet nie. Ons sien dit aan hulle godsdienstige gebruike. Die woordjie suiwer en onbesmet wat ons nou net na verwys het, is eintlik Ou Testament priestertaal. Soortgelyke idee daar. As jy dink aan Ou Testament priesters, dan het niemand gewonder wie is die Ou Testament priesters nie. Daar was geen COVID onder die radar Ou Testament priester nie. Jy het geweet wie is die Ou Testament priesters, want jy het gesien aan hulle klere, jy het gesien aan wat hulle gedoen het en wat hulle nie gedoen het nie. Hulle godsdiens, hoe dit gemanifesteer het dit vir jou duidelik gemaak en dit is Jakobus se punt hier. Jakobus sê vir jou en vir my, wanneer Christene daadwerklik besig is met 100% ware, genuine godsdiens, as hulle besig is om vir God te dien, dan word dit gesien. En een van die maniere wat dit gesien word, is in die manier hoe hulle na weeskinders omsien. En net om seker te maak, ons hoor dit, is dit presies die punt wat Jakobus wil hê ons moet verstaan, want die konteks van Jakobus 1 vers 27, maak presies hierdie punt. Alles wat in vers 19 daar tot 26 vir my gesê is, werk juis om vir ons hierdie punt te maak van ware godsdiens word fisies gesien, dit word gemanifesteer. So kyk saam met my daar na die teks. Die gedeelte begin in Jakobus 1 vers 19 met Jakobus wat na die gemeentes vir wie hy die brief skryf, hy verwys na hulle as geliefde broers. En ons gaan dit net nou ook sien, dit is 'n frase reg deur die boek word 13 keer herhaal. Die rede is want dit is presies die probleem met die oorspronklike kerk aan wie die brief geskryf was. Want die probleem was hierdie broers was nie regtig besig om aan mekaar liefde te betoon nie. Nie in hulle woorde nie, dit is hoekom die klem ook in ons gedeelte en die res van die boek is op die tong en ook nie in hulle dade nie. Dit is die ander groot klem in die boek van Jakobus. En so wat Jakobus hierso sê, kyk saam met my daarso in vers 21, hy herinner dus die gelowiges aan wie hy die brief skryf, vers 21, dat ware geloof, sien jy daar, 'n geloof, 'n ware godsdiens wat siele verlos, sê hy daar, 'n ware geloof wat siele verlos, is 'n geloof, sê hy, wat die woord ontvang. Daai woord is primêr die evangelie, maar jy kan dit sien as God se woord. 'n geloof wat siele verlos is 'n geloof wat die woord ontvang. Maar dan maak hy dit duidelik, want ons het 'n manier om dit baie keer te kom. Om die woord te ontvang, sê Jakobus, is nie om die woord te gehoor het nie. Om die woord te ontvang is nie om die woord te ken nie. Om die woord te ontvang beteken nie eers dat jy die woord gehoor en jy ken dit en jy hou van wat jy hoor en wat jy ken nie. Nee, sê hy daar, so sien julle saam met my daar in vers 22, om die woord te ontvang beteken om die woord te doen.
En dit is dan daai bekende illustrasie wat baie van ons sal ken, vers 23 en vers 24, wat Jakobus daarso sê, as hy gebruik hierdie prentjie van 'n spieël, en hy sê, dat iemand wat vers 23 'n hoorder van die woord is, maar nie 'n doener is nie, is soos iemand wat in die oggend wakker word, en hy staan op, en hy gaan kyk in sy groot spieël, en sy hare staan so, en sy oë slaap in, en sy pyjamas is gekrekel, en hy skrik so bietjie soos wat hy homself sien, en hy sê, hoorie, jy lyk nie goed nie, en dan stap hy uit die huis uit net so, met sy hare de mekaar, die slaap in sy oë, met sy pyjamas aan. En Jakobus sê, dit is soos belaglik. Dit is totaal absurd om dit te kan dink. En Jakobus sê, en so is dit met die persoon wat in die spieël van God se woord dit hoor, maar dan daarvan wegstap en vergeet wat hy gesien het in die woord van God en dus van homself, van realiteit soos wat dit is, en wat net wegstap daarvan, so 'n persoon is inderdaad iemand wat 'n hoorder is, maar nie 'n doener is nie, so 'n persoon, dit is net belaglik, sê Jakobus. Nee, inderdaad, en dit is dan die argument van ons gedeelte, sê Jakobus, ware godsdiens, ware gelowiges, God se geliefde kinders is die wat voor die spieël van God se woord kom en hulle sien God vir wie hy is. En gevolglik sien hulle self vir wie hulle is. Hulle sien die wêreld vir wat dit werklik is. En dan gaan hulle en dan rig hulle lewens in. Hulle gaan klim spreekwoordelik in die stort, hulle kam hulle hare, hulle trek aan 'n klere aan. En sê Jakobus, een van die maniere wat dit lyk, iemand wat van daai spieël af wegstap. Die manier wat daai persoon lyk as hy uit die huis uit wegstap, is dit is mense, sê Jakobus, wat vers 27 na weeskinders omsien. En so ligpunt, vriende, gaste vanoggend hier, ons gaan in 'n wyle nadink oor 'n klomp praktiese implikasies van Jakobus 1 vers 27, maar vir nou is die ding wat ek wil hê ons moet almal doen, is eers net om anders te dink. Kom ons begin daar, want voor jy iets kan doen, moet jy eers anders dink. En ligpunt kan ek ons aanspoor dat ons 'n mense, gelowiges sal wees, wat anders sal dink oor Christendom, anders sal dink oor godsdiens, anders sal dink oor ons verantwoordelikheid teenoor weeskinders. Jy sien, ek dink elkeen van ons hier sal saamstem dat dit is 'n baie goeie ding om te sien na weeskinders. Ek dink niemand gaan daarmee stry nie, maar ek dink nie ons almal dink dat dit is almal se ding nie. Dis 'n goeie ding, maar dis nie almal se ding nie. Daar is sekere hardcore Christene daar buite wat 'n passie het vir maatskaplike werk en dit is hulle verantwoordelikheid om namens die res van ons hierdie teksvers te gehoorsaam. Maar vriende, ek hoop, en dit is my die rede hoekom ek ook wou gehad het, ons moet daai gedeeltes gelees het uit die Ou Testament uit. Ek hoop ons sien daar dat Jakobus se vers in die Nuwe Testament word gebou op hierdie lang tradisie van Ou Testament tekste. En ek hoop ons het daarso gesien dat dit is vir almal. Dit is vanaf die priesters, vanaf die prinse in Israel en onder God se verbondskinders wat hierdie verantwoordelikheid het, tot elke liewe man op die straat en elke ou wat 'n veld het elders daar wat van die weeskinders van die vrug van kon gepluk het. En ek hoop ligpunt ons sien daarso, dit was baie duidelik in die eerste versie en in die laaste versie van daai Engelse teksgedeeltes daar, dat nie om te sien na weeskinders nie, sê God sal niks minders as sy oordeel oor sy mense wees nie. Het God daar gesê. Maar die inverse daarvan sê God, dat wel sy kinders wat omsien na dit wat vir sy hart kosbaar is, naamlik die hulpeloses, hulle sal mense wees, sê 'n paar van daai teksgedeeltes daar, byvoorbeeld die Jeremia 7 gedeelte daar maak dit duidelik, dat hulle sal 'n mense wees op wie God sy seëninge sal uitstort, op 'n baie besonderse manier. Die punt van dit alles, vriende, is God se hart is vir die hulpeloses. God het 'n besonderse sagte plek vir die weerloses, die wat hulle self nie kan help nie, byvoorbeeld weeskinders. En so Ligpunt mag dit ons wees. Ons hier by Ligpunt slaan baie ag op God se woord. Ons het 'n groot passie vir God se woord. Ons kom elke week hier by mekaar en ons bestudeer God se woord elke liewe week by ons Ligpunt gesinne en op Sondag en by die huise kom ons by mekaar en ons almal as 'n gemeente kom by mekaar en elke dag staan ons voor die spieël van God se woord. En mag dit altyd so wees. Mag ons mense van God se woord wees, mense wat God se woord hoor en wat God se woord ken, wat van God se woord hou.
Maar oor Ligpunt mag dit ons tog net nie onveranderd laat nie. Mag die Here ons, elkeen van ons individueel en ons gesamentlik as 'n gemeente, mag hy ons as Ligpunt spaar van die dwaasheid en die mors van tyd wat dit is om godsdienst te speel. Mag ons eerder vers 27 Ligpunt 'n mense wees, want hierdie sê Jakobus, hierdie is suiwer, hierdie is onbesmette godsdienst voor God, 'n mense wat na weeskinders omsien. Mag dit ons wees. Is dit net ek of het dit ernstig donker geword? Ek praat nie net van omdat hierdie soos 'n harde woord is, ek praat van soos fisies donker hier binne, okay? Okay, so dis net vir dramatic effect. Daar's iemand daar agter wat soos net die skakelaar so gedraai het, okay? Hier's die tweede ding wat ek wil hê ons oor moet dink. Die tweede gedeelte. Onthou, ons is besig om te sê hoekom behoort ons na weeskinders om te sien? Baie kortliks voor ons 'n bietjie prakties daar gaan gesels. Die tweede gedeelte van daai sinsteel daar is ons behoort na weeskinders om te sien, vriende, want God is ons Vader. Want God is ons Vader. Het jy dit opgetel daarso in vers 27? Jakobus kon daar gesê het, vers 27, suiwer en onbesmette godsdienst voor God is om na weeskinders om te sien. Hy kon dit gesê het, dit sou omtrent dieselfde punt gemaak het, maar dit is nie wat hy sê nie. Hy sluit hierdie volgende twee woordjies in, hy sê, suiwer en onbesmette godsdienst voor ons God en Vader, is om na weeskinders om te sien. En so die punt is dat geloof of 'n godsdienst wat besig is om na weeskinders om te sien, sê Jakobus, word gebore uit, dit is gebou op, dit is gegrond in 'n mense wat diep oortuig is dat God ons Vader is, dat God hulle Vader is. Dit is hoe 'n groot punt in die boek van Jakobus, in hoofstuk 1 vers 19, verwys Jakobus na God as Vader. In ons gedeelte hier verwys hy na God as Vader, in ons gedeelte in hoofstuk in die einde van hoofstuk 1 en dan in hoofstuk 3 vers 9 gaan hy weer verwys na God as Vader. Dit is hoekom Jakobus in die boek, soos ek vroeër gesê het, 13 keer in hierdie kort boekie, 13 keer verwys hy na die gelowiges as broers en susters. Met ander woorde, julle is deel, sê hy, ons is deel van Jesus se familie en van God se familie. Vriende, dit wat Jakobus hierna verwys is niks minder as wat die hele Bybel na verwys as ons aanneming tot kindskap nie. The doctrine of adoption, wat seker, ek wil sê, die een van die hooftemas in die storie van die hele Bybel is hierdie idee dat God ons as sy kinders aanneem. Dit is die mespunt van die evangelie. Dit is die soetste beskrywing van jou en my verhouding met God. En so hoor dit weer, Johannes daarmee begin vanoggend, maar ek wil dit weer vir ons noem. Vriende, hoor die evangelie soos wat God dit in hierdie taal kommunikeer wat ons realiteit as kinders van God is. Efesiërs 1 vers 5 sê dat voor hierdie wêreld geskep is, het God die Vader en God die Seun het hy bestem, hy het so besluit dat hy gaan 'n kinders vir homself aanneem. Hy gaan 'n mense, gaan hy sy mense maak, sy kinders maak, in verhouding, in gemeenskap met hom. Efesiërs 1 vers 5. Dit het hy gedoen, sê Paulus, in liefde, dit het hy gedoen in Jesus. Hy het ons aangeneem as sy seuns en dogters. Toe, Johannes 1 vers 12, het God die Seun in die persoon van Jesus in hierdie wêreld ingebreek. En sê Johannes 1 vers 12, het Jesus juis gekom sodat elkeen wat in hom glo nou die reg kan hê om kinders van God genoem te kan word. Hoe presies het dit gebeur? Wel, Galasiërs 4 vers 5 sê dit vir jou en vir my, dat Jesus het gekom, die perfekte lewe gelewe, maar toe in ons plek op die kruis het hy gesterf, sodat hy ons daar kon loskoop, ons kon redeem is die woord daar, Galasiërs 3 vers 13, sodat ons Galasiërs 4 vers 5 nou losgekoop kan wees, en sê Paulus daar, sodat ons nou aangeneem kan word deur God, as seuns en dogters van hom.
En toe die tyd aangebreek het vir Jesus om na sy vaderhuis toe te gaan, het Jesus nie vir ons, sy broers en sy susters alleen gelos nie, maar sê Paulus in Romeine 8 vers 15, het Jesus sy gees op ons uitgestort. Die gees, sê Paulus in Romeine 8 vers 15, as bevestiging, dat ons nou kinders is wat aangeneem is, dat ons nou by wyse van die gees die vermoë kan hê, om te kan uitroep in gebed na God toe, en ons kan nou sê, Abba, Vader. En dit alles nou in die Here, soos wat Jesus beloof dat hy gaan eendag terugkeer. Johannes 14 vers 18, Jesus sê, ek sal julle nie as weeskinders los nie, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, maar ek sal kom om julle te kom haal, en julle sal saam met my in die Vader se huis wees vir alle ewigheid vorentoe. Vriende, kyk saam met my op die skerm. Kyk saam met my op die skerm na hierdie woord. Ek dink ons het dit al tevore opgesit, maar ek wil dit weer vir ons lees, want dit is presies die punt van vandag se gedeelte, en ek gaan net harder praat. En jy moet net harder daar so die klank opsit. Fish. Lees die woorde saam met my. J.I. Packer in sy uitstekende boek Knowing God sê, you sum up the whole of the New Testament teaching in a single phrase if you speak of it as a revelation of the fatherhood of the Holy Creator. In the same way, you sum up the whole of the New Testament religion if you describe it as the knowledge of God as one's Holy Father. If you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he or she makes of the thought of being God's child and having God as his or her Father. If this is not the thought that prompts and controls his worship or her worship and praise and his or her whole outlook on life, it means that that person does not understand Christianity very well at all. En vriende, dit wat J.I. Packer daar sê, is maar niks anders as wat Jakobus se punt in ons gedeelte, en spesifiek in Jakobus 1 vers 27, vir jou en vir my is nie. Jakobus se punt vanoggend aan ons is, ek vat dit net saam, is hy sê vir ons, dat God se geliefde kinders, die wat besef dat Jesus is hulle broer, wat hulle gekoop het, die wat nou kyk na God, en kan sê, God is my Abba, Vader, daardie mense wat voor die spieël van God se woord staan, en nie net vir God sien vir wie hy is nie, maar dis, hulle self sien, as hierdie geliefde, aangenome kinders van God. Hulle is 'n mense wat nie onveranderd wegstap van daardie spieël af nie. Hulle is 'n mense wat in die lig van daardie realiteit lewe, en een van die primêre maniere wat ons sien dat hulle besef dat God is hulle Vader en hulle is aangenome kinders van hom, is dat hulle is 'n mense, sê Jakobus, wat dan omsien na weeskinders in hulle ellende. En so ligpunt, dit is wat ek wil hê ons in die res van ons gedeelte same doen. In die res van ons tydjie saam wil ek graag hê ons moet net vinnig saam dink oor 10 maniere. 10 maniere wat ons individueel en gesamentlik as gelowiges na weeskinders kan omsien. En die rede hoekom daar 10 maniere gegee word, is om hierdie punt te maak, en dit staan daar agter op die bord, wat julle na die tyd nou kan gaan kyk, dit is om hierdie punt te maak, en dit is ligpunt, vriende, gelowige, elkeen van ons kan en behoort iets te doen. Wanneer dit gekom by die omsien na weeskinders, is daar iets vir elkeen van ons wat ons kan doen, en wat ons behoort te doen. En so ek gaan nou daarna verwys en heeltyd terug verwys daarna, maar daar agter vandag het ons 'n bord daarso op wat sê elkeen kan iets doen. En daarso sal jy 'n klomp inligting kry wat juist daar is sodat ons nie vandag hier kan uitstap soos wat ons baie kere doen en vir 'n oomblik weet ons die Gees het met ons gepraat. Ek weet die Here het met my gepraat, maar dan gaan ons hier uit en dit is skaapbout in die oond en dit is die redreis tot die einde van die jaar en ons vergeet daarvan nie. Die doel is dat ons hier kan stap vanaf hier af en dat ons werklik kan gaan en net hierna, net 'n tasbare volgende stapie van iets wat ons net 'n volgende treetjie kan gee, soos wat ons almal commit om te sê, Here, U het my geroep om te sien na weeskinders en ek wil op een of ander manier
wil ek betrokke wees met dit. Daar gaan ook, en ek gaan na hulle verwys, daar gaan ook 'n klomp ligpunters daar agter staan, spesifieke ligpunters na die tyd vir spesifieke maniere wat ons betrokke kan raak. En ek wil jou aanspoor, gaan na die tyd en gaan gesels met hulle, as jy enige verdere vrae het, enigiets wat jy wonder, enigiets wat jy dalk wil weet. So hier's die 10 maniere, ligpunt wat ons, elkeen van ons, iets kan doen, soos wat God ons roep, om na weeskinders om te sien. Hier's die eerste ding, kyk saam met my, het sal op die bord toe kom. Die eerste ding wat ons kan doen, almal van ons kan dit doen, is ons kan bid. Kom ons bid, ligpunt, kom ons bid vir die weeskindkrisis in ons wêreld en spesifiek in ons land, Marley het vroeër daarna gewys. Kom ons bid vir die faktore in ons samelewing wat bydra tot die weeskindkrisis. Kom ons bid vir daardie rede ook vir ons regering. Ons regering het gebed nodig. Kom ons bid vir ons regering. Kom ons bid vir maatskaplike organisasies en vir maatskaplike werkers. Kom ons bid vir die kinders in ons land na wie omgesien behoort te word en kom ons bid vir elke persoon wat op hierdie stadium besig is om na weeskinders om te sien. Hierdie is 'n praktiese ding wat jy kan doen. Jy kan dit sommer nou doen as jy wil of jy kan dit na die diens doen, maar vat jou foon en stel vir jou 'n reminder op jou foon wat afgaan 27 minute oor 1. Maak dit 1 uur in die middag, nie 1 uur in die oggend. Jy weet, as jy genuine wil, kan jy dit 1 uur 27 oor 1 in die oggend ook doen. Maar stel 'n reminder, dis vir Jakobus 1 vers 27. 'n Reminder, en elke liewe dag, 27 oor 1, dan gaan jou alarm af, en dis 'n herinnering vir jou, dat ek en jy behoort te bid vir weeskinders, en vir die weeskindkrisis in ons wêreld, en in ons land. Ons het daar agter, dis een van die dinge, daar agter by die tafel is daar 'n blaadjie. Daar's 'n blaadjie met 20 punte op. 20 praktiese punte wat jy elke liewe dag voor kan bid, soos wat ons saam intree vir weeskinders en die behoefte in ons wêreld en in ons land. Maar die grootste ding wat ek jou wil tot roep, gelowige bid elke dag en vra vir die Here, Vader, wat wil U hê moet ek doen om te help omsien na weeskinders? Wat wil U hê moet ek doen? Praat met my Here, maak daai deure oop, maak daai deure toe. Here, wat wil U hê moet ek doen? Die tweede ding, 'n ligpunt wat ons kan doen, is ons moet klein begin. Maar ons wil klein begin, maar ek wil ons roep en aanspoor dat ons 'n doelbewuste effort sal maak om werklik weeskinders in ons harte en gedagtes te hou. Kom ons wees 'n mense wat meer praat oor die weeskindkrisis in ons wêreld, in ons land, in ons stad. Kom ons gesels daaroor 1 tot 1. Kom ons spandeer die tyd in jou ligpunt gesin en vir 'n blok lank kyk ons saam na wat die Bybel daaroor sê en ons lees dalk 'n boek daaroor saam. Kom ons lees boeke saam. Hier op die skerm behoort te wees. Daar's 2 boeke wat ek wil uitwys. Is 'n boek van 'n ou met die naam van Russell Moore, Adopted for Life. Ek dink ons het so 'n paar kopies van hom op die boeketafel. Kry daai boek, hy's baie goedkoper op Kindle as wat hy hier is. Kry hom, koop hom en lees hom, uitstekende boek. 'n Ander boek daar is die boek Orphanology van Tony Merida. Kry hom en lees daardie boek. Ons gee ook daar agter, daar's 'n blaadjie wat ander boeke, ander artikels, ander websites, sodat ek en jy kan lees, kan gesels, self kan dink en met mekaar kan praat. Maar kom ons wees ingelig oor die krisis, want ignorance is bliss. Maar vriende, as ek en jy besef wat hierdie wêreld vir ons wys oor die krisis van weeskinders en wat God se woord vir ons sê aangaande ons verantwoordelikheid, sal dit 'n wonderlike plek wees wat elkeen van ons kan begin omsien na weeskinders in ons midde. Derdens, daar nog steeds onder begin klein, is kom ons begin volunteer. Daar is huidigelik ten minste 4 praktiese plekke waar ligpunters reeds betrokke is in die lewe van weeskinders huidigelik. So daar's 'n ligpunt gesin wat betrokke is by Louis Botha Kinderhuis by Huis 4. Daar's 'n ander ligpunt gesin wat betrokke is by Louis Botha Kinderhuis, Huis 5. En na die tyd gaan De Wet en Marley agter staan en hulle is betrokke daarso, as ook Dormel en Carmen Gertenbach sal hier agter staan. As enige van julle ander ligpunt gesinne dalk sê, hoorie ons as 'n ligpunt gesin sal dalk wil op 'n praktiese manier daar betrokke raak. Of ons sal ten minste met hulle wil gesels oor hoe lyk dit uit, wat het gewerk, wat werk nie in hulle ligpunt gesinne, soos wat hulle ook maar net soos die res van ons probeer om gehoorsaam te wees aan hierdie gedeelte. Verder ook is daar Tembelisha.
Baie van die vrouens was onlangs, ek dink so 'n paar maande gelede, in Mamelodi by die kinderreis daar, en kan ek julle aanspoor soortgelyk, as jy so belangstel, dalk individueel, of as 'n ligpunt gesin om by Thembelihle kinderreis betrokke te raak in Mamelodi, na die tyd daarso sal, ek dink Anina Trieter, as ook Natasha van Sail sal daar wees, en jy kan met hulle gaan gesels. As jy net wil meer hoor op hierdie stadium, jy hoef nie op te teken vir enigiets nie, ons verhouding met Thembelihle is regtig nog in die beginstadium, maar dalk is dit 'n manier wat jy prakties kan betrokke raak. Baie van julle sal weet, want ons het hierna al verwys 'n paar keer, is dat 'n paar ligpunters hier in ons midde is besig om 'n babahuis op die been te bring. En baie van die wetlike aspekte van dit is reeds daar in plek gestel. Daar's reeds huisouers vir die babahuis, ons reeds van die werkers, hulle is besig om die huis te bou vir die babahuis. Dit is the Daybreak House. En julle sal onthou in die verlede, dink ek, het Solista hulle en Marley hulle het al 'n bietjie daar kom deel. En prys die Here vir wat hy besig is om hier in ons midde besig is om te doen. Met hierdie babahuis wat gaan kinders inbring vir 'n seisoen lank en dan gaan ons hoop en baie hard werk om daai babetjies huise voor te kry. En net Gert het vir my gesê net so 'n paar dae gelede dat daar's 'n magdom van groot maniere, maar ook baie klein maniere wat ons gaan betrokke kan raak by Daybreak House. En hulle is besig om 'n app, en hy gaan later meer hieroor praat. Hulle is besig om 'n app te design wat jy letterlik elke week kan sê, hoorie, ek het hier 'n uur ergens tussen 'n lunchtyd of ergens waar die kinders vroeg van skool af is, ek het 'n uur hier waar ek net vir die volgende uur wil 'n babatjie kom voer, dalk doeke kom ruil en net met 'n baba op die gras wil kom speel vir 'n uur. En die begeerte is dat ons uit ons midde uit kan help op daai klein manier om te kan help omsien na hierdie klein baba wesies daar by Daybreak House. Weereens na die tyd sal Gert en Soliste sal daar beskikbaar wees. Daar's ander flyers, daar's ander inligting oor hierdie dinge sodat almal van ons iets kan doen. Derde ding, en dit gaan vinniger raak. Derde ding wat ons kan doen is, kom ons ligpunt, kom ons staan op vir weeskinders. Weeskinders is nie net magteloos in ons samelewing nie, maar hulle is stemloos. En so kom, as ek het reeds daaroor gepraat, maar kom ons wees ingelig en kom ons bly nie stil nie. Kom ons praat oor die krisis met ander. Kom ons mobiliseer ander. En kan ek vra, ligpunt, kom ons wees sulke gelowiges, waar ook al, of dit daar buite gebeur in die wêreld of hier binne gebeur. Wanneer ek en jy volwassenes sien, wat deur die keuses in hulle lewens besluite maak, wat daadwerklik fisies gaan bydra of funksioneel gaan bydra tot kinders wat gaan sonder ouers groot word, wat vaderloos gaan groot word. Kom ons wees gelowiges wat nie vir terwille van oppervlakkige vrede net stil bly daaroor nie. Kom ons staan op en ons beklei namens die kinders wat ly onder die besluite van ons as volwassenes. Kom ons bly nie stil nie. Vierde ding wat ons doen, kom ons betoon gasvryheid. Kom ons wees wakker, nie net vir fisiese behoeftes van weeskinders nie, maar ook vir die emosionele, die verhoudingsbehoeftes. Kom ons wees ligpunt, 'n geloofsgemeenskap wat ons huise oopmaak. En of dit nou is net vir 'n naweek, of jy en jou familie het 'n games night, of julle eet 'n groot ete, of julle besluit om na Galdrief City toe te gaan, of dalk julle gaan op vakansie en daar's nog 'n plek in die kar vir iemand. Kom ons wees sulke gelowiges wat gasvryheid betoon en weeskinders innooi in plekke waar hulle die dinge kan geniet wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Vyfde ding, kom ons befonds die organisasies soos die organisasies wat ek reeds genoem het. Kom ons gooi ons geld na sulke organisasies toe wat goeie werk doen wat die Here ons tot roep. Kom ons borg ligpunters in ons midde wat dalk 'n begeerte het. Soos wat jy hoor van 'n ligpunter wat 'n begeerte het om dalk pleegsorg te doen oor 'n langtyd of 'n langtermyn of dalk selfs wil aanneem. Kom ons sê, hoorie, weet jy wat? Ons wil graag julle as 'n gesin help om te kan pleegsorg of om aan te kan neem. 6de punt, kom ons verleen alledaagse praktiese bystand. Beide vir daardie ouers wat dalk aanneem, vir daardie ouers wat pleegsorg bied. Kom ons kyk waar ons kan help. Waar kan ons help om die kinders rond te ry tussen die skole en na die terapeut toe, wat ook al dit mag wees. Kom ons wees so geloofsgemeenskap. Daar agter op die lys
daar by elkeen kan iets doen, is daar 'n lys met, dis 'n wishlist, van kinders wat ons van weet in van hierdie kinderreise, se wense, vir hulle drome, van die dinge wat hulle kort en wat hulle graag sal wil hê, veral soos wat Kersfees nader kom. Ligpunt, kom ons seën hulle, kom ons wees 'n geloofsgemeenskap en ons spandeer daai een minder KFC die maand en ons gee dit vir 'n kind sodat daai kind 'n Kersgeskenk kan hê hierdie Desember wat op pad is. Punt, waar is ek? Amper daar, ons is amper daar. Punt 7. Kom ons gebruik ons beroepkundigheid om hulp te verlees aan die weeskindkrisis. Die Here het vir almal van ons besonderse gawes gegee. Vanaf op 'n accounting vlak, party van julle deur te bou, verander met onderwys, verander as 'n dokter, op 'n legio van maniere, het die Here vir ons gawes gegee waarop 'n baie tasbare manier kan help met die weeskindkrisis. Kom ons gebruik ons Godgegewe gawes om op hierdie manier om te sien na weeskinders. Punt 8. Kom ons disipel ons eie kinders. Die van ons wat kinders het, kom ons disipel hulle, kom ons bid saam met hulle vir weeskinders. Kom ons besoek saam met hulle die kinderreise. Kom ons betrek hulle soos wat ons 'n paadjie stap saam met weeskinders. Vriende, veral in 'n plek soos die ooste van Pretoria. Ek praat met soveel ouers wat sê, hoorie, ek kom agter dat my eie kinders is net sulke spoiled brats. Een van die beste dinge wat ons kan doen is om vir ons kinders net elke nou en dan 'n reality check te gee van net hoe goed hulle dit het. Kom ons betrek ons kinders, kom ons disipel hulle soos wat ons saam omsien na weeskinders. Punt 9. Kom ons bied pleegsorg. Ons het reeds vanoggend daar gepraat. Pleegsorg is daar waar ons vir in die kort termyn, dit kan 'n naweek wees of 'n maand of vir 'n medium termyn, ons huise oopmaak om weeskinders te seën en hulle te help en te ondersteun deur 'n seisoen. Kom ons wees sulke mense. En dan laastens, kom ons neem aan. En ek wil vir jou sê, Ligpunt, dit mag dalk hier wees. Moenie so sê, nee, aanneming is nie vir my nie, want ek het reeds my eie biologiese kinders. Dit mag dalk wees dat die Here dit op jou hart druk vanoggend en laat die harde reën vir jou net 'n reminder wees daarvan. Maar dat die Here dalk dit op jou hart vanoggend druk om te sê, neem aan. Neem 'n kind aan en maak hom deel van jou familie. En so Ligpunt, kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Ek gaan daarmee afsluit. Die punt is dit. Die punt is, elkeen van ons kan iets doen. Ons elkeen kan iets doen, maar die vraag is, sal elkeen van ons iets doen? En om iets te doen, onthou vir Jesus. Onthou die spieël van God se woord. Sien jouself in daai spieël raak as 'n geliefde kind van God. En soos wat jy in daai spieël na jouself kyk as 'n geliefde kind van God, sien jou liefdevolle Vader wat sy arm agter jou staan in daardie spieël en wat altyd sy hand op jou hou. Sien hom raak, onthou hoe hy na jou omsien. En kom ons gaan sien dan om na ander weeskinders. Ek bid vir ons. Sluit die oë. Hemelse Vader, ons loof U vir die reën. En soos wat die reën daar buite val, is dit ons begeerte dat U Gees op ons as individue en op ons as 'n gemeente in 'n uitermate manier uitgestort sal word. Here, sodat ons in die lig van U liefde vir ons, liefde sal betoon aan die wat nie hulle self kan help nie. En so spesifiek ook weeskinders. Ag Here, gebruik ons, seën ons, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.